Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend se tema vir die 10de Oktober is vertrou blindelings. 'n Mens kry kraanwater en dan kry jy reënwater. Het jy nie dalk heelpad probeer laat groei in jou lewe met kraanwater nie? Vleeslike pogings. Is dit nie tyd dat jy toelaat dat die reënwater van bo die bonatuurlike bydra met net wat God kan doen nie? Delila het aangehou kerm. Wat is jou geheim, Samson? Wat maak jou so sterk? En die Filistyne het by daardie deur gestaan en luister, afgeluister, wat hulle gesprek was. Wat hoor die vyand vanoggend? Hoor hy jou finansies waar jy sê ek het nie geld nie? Hoor hy hoe praat jy oor jou kinders? Hoor hy hoe praat jy oor jou gesondheid? Hoor hy wat spreek jy oor jou vriendskappe? Wat jy te sê het oor jou huwelik? Hoe ontevrede jy met jou beroep is? Waarop, my liewe mens, hoor die vyand vanoggend, sodat jou krag gesteel kan word? Dan kan die vyand ook jou oë uitsteek, soos wat Samson sin uitgesteek was. En jy sal in 'n siklus begin verval, soos wat Samson daardie meele in die ronde moes gedraai het. En die vyand sal met jou spot. Terwyl Samson blind om en om geloop het om die meelsteen van die vyand te draai, onder groot gespot, het God 'n klein seentjie gestuur om daardie om en om siklus te kom breek. Die patroon moes gebreek word. God se purpose vir Samson was om die Filistyne te oorwin, om hulle uit te wis, sodat God se volk rus kan kry, en elke keer het daar 'n nuwe iets uit die vyand uit probeer om Samson se purpose te steel. Aan die einde van sy lewe het hy presies gedoen wat hy nie eens besef het hy nog altyd moes doen nie. Hy was in 'n patroon vasgevang. So stuur God die Heilige Gees na jou toe, net soos die klein seentjie na Samson toe vanoggend, dat jy gelei word na die pilare, dat jy in jou purpose kan kom. Moenie saam met jou purpose sterf nie, dis nie nodig nie. Samson moes eers blind geword het, om God blindelings te kon vertrou. Sy hare het weer begin groei. Die 7 haarlokke wat dui op die 7 geeste van God, het weer begin vaardig raak oor hom. Sy krag was in God se gees oor hom. Al kon hy nie sien wat hy doen nie, het hy gevoel totdat hy daardie pilare raak gevat het, en hy God gevra het om nog een keer die krag te gee om daardie pilare om te stoot. Meer Filistyne is daardie dag gedood as wat ooit voorheen was. Het jy enige idee van die kapasiteit wie jy kan word, as jy nie gebind was met die verwarring in jou denke nie? Wat sou jy explore het? As jy nie geglo het jy is beperk nie, daardie spieël wat sê jy's vet of jy's maar of jy's lelik of jy's arm of jy's dom, wat sou nie anders dan in jou lewe gewees het nie? Jou brein het 1000 ontvangers wat ontvang wat deur jou sielste mense jou mind gaan, wat nie alles opbouend of die waarheid is nie. Die kans as iets negatief is, dat die vyand as die vader van die leuen jou gaan blokkeer, is baie goed. Wat aan jou kop ingaan, die leuns, kan meer realiteit vir jou raak as die waarheid. Jy kan aan mekaar in patrone begin val, en elke keer sal dit net iets anders wees. Haal die pendulum vanoggend uit die vyand se hand uit, breek daardie siklus met communion. Dit het Samson sy lewe gekos, en dit gaan jou ook jou lewe kos as ou mens, om die nuwe mens op te neem. Daar kan jy nie die klein seentjie sien nie, maar hierdie woord wat vir jou uitgaan, is vir jou vandag daardie klein seentjie om vir jou te sê. 1 Korintiërs 15 vers 31 sê, ek sterf dag vir dag, broers, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. Gebruik die krag van die bloed en die liggaam van Jesus om klaar te maak met daardie bekende patrone. As jy moeg is in jou lewe vir wat aangaan, breek daardie siektes vanoggend met die bloed van Jesus. Jy hoef nie aan mekaar in daardie gevoelens vas te vang gewees nie. Kom vanoggend na Jesus toe en breek daardie patroon
hoe jy altyd oor jou lewe doodspreek, dat jy genees word deur die wonde van Jesus. Amen.